My gebed vir elkeen hierdie week is, Vader, ek bid vir my Boeta en Sissa vir hierdie week wat voorlê. Liewe Here, eerstens, baie dankie vir 'n naweek wat in ons lewens toegevoeg was. Dankie, liewe Here, vir u hand oor ons, Here, hierdie naweek. Baie dankie dat ons weet, liewe Here, u het oor ons gewaak, u het vir ons gelei, liewe Here, en ons is nooit alleen nie. En daarvoor loof en prys ons u. Dankie vir hierdie nuwe dag en week wat voorlê. Vader, ek bid vir my Boeta en Sissa, vir hierdie dag en week wat voorlê. Mag hulle, liewe Here, gevul wees met krag en met wysheid elke dag. Vir hulle by die werk, bid ek dat hulle werk sal kan doen tot die beste van hulle vermoë en met die beste van hulle vermoë. Ek bid in Jesus Christus naam dat hulle sal sukses behaal in hulle werk. Asseblief, Here, vul hulle met wysheid en met kennis in Jesus naam. Vir die wat by die huis is, bid ek, Here, dat dit wat hulle hande vind om te doen, mag dit voorspoedig wees, mag dit voorspoed lewer. Ek bid dat hulle die vrugte sal pluk van hulle arbeid, Here. My gebed is ook al, is dit iets kleins wat hulle doen, dat hulle nog steeds sal weet, hulle maak 'n verskil in iemand se lewe, en so het hulle vreugde en vrede in hulle harte, in Jesus Christus naam. Vader, vir die wat nou gaan slaap, of wat reeds slaap na laasnag se werk, bid ek dat hulle goeie rus sal inkry. Mag hulle kalmte en rustigheid beleef wanneer hulle slaap, sodat hulle vir die volgende skof uitgerus sal wees en verfris wees. Vader, ek bid vir hulle wat in die aande werk. Liewe Here, ek wil vir u dankie sê vir die voorbeeld wat hulle stel, om ten spyte van die ure en die tye en dit wat hulle moet opoffer. Liewe Here, sê ek vir u dankie, dat hulle nog steeds bereid is om te werk, 'n toekoms te bou en vir hulle families te voorsien. Mag daar 'n seën wees oor hulle werk, Here, vir bevordering, vir promosie. Liewe Here, ek bid vir 'n seën oor hulle gesondheid in Jesus Christus naam. Liewe Here, vir elke Boeta en Sissa wat kan gaan slaap in die aande, bid ek dat hulle goeie rus sal ontvang. Mag hulle 'n soete nagrus hê, en ek bid vir kalmte om oor hulle te heers, en dat hulle rustigheid in hulle harte en in hulle gedagtes sal ervaar in Jesus naam. Asseblief, Here. Vader, vir my Boeta en Sissa wat verjaar hierdie week, ek bid dat hulle 'n spesiale dag sal hê. Mag hulle dag gevul wees, Vader, met soveel dinge wat dit net spesiaal maak. Vir die nuwe lewensjaar wat voorlê, bid ek vir drome om waar te word, vir deure om oopgemaak te word, deurbrake om plaas te vind in Jesus naam, en mag hulle net die rykste seën ontvang in Jesus Christus naam. Vir huwelike wat hulle huweliksherdenking vier, Here, sê ek vir u dankie, dat hulle kan getuig van 'n huwelik wat sterk staan. Mag hulle van krag tot krag gaan, liewe Here, in 'n eenheid en in respek vir mekaar, in Jesus naam. Ek bid vir hulle liefde, om te groei, en mag u altyd die rots wees waarop hulle huwelik staan, in Jesus naam. Vader, beskerm asseblief my Boeta en Sissa deur hierdie dag en week wat voorlê. Ek bid, liewe Here, vir veiligheid in die aande wat voorlê. En ek bid ook, Here, u seën oor elke aktiwiteit wat gaan plaasvind hierdie week by kerke. Liewe Here, vir Bybelskool en kursusse wat aangebied word, bid ek dat die lesings op so 'n vlak bedien sal word, dat elkeen dit kan verstaan en iets daaruit leer. Vir selgroepe en vir Bybelgroepe en gebedsgroepe wat by mekaar kom, bid ek, Here, dat die woord wat bedien word, 'n boodskap sal wees wat elkeen kan vat en hulle eie maak. Ek bid vir die Heilige Gees om hierdie boodskap op so 'n vlak oop te breek, dat elkeen dit sal verstaan. Mag u teenwoordigheid elke vertrek vul, aanlyn of fisies, asseblief, Here, en ek bid vir u Heilige Gees, om in die atmosfeer 'n soete geur los te laat. Asseblief, Here, in Jesus se kosbare naam is dit my gebed. Amen en amen.